Nou ja, dis lekker om vanaand saam julle te kuier. Julle almal lyk goed. Ons begin vanaand met 'n nuwe reeks waar ons vir die volgende 3 weke gaan ons stil staan by hoe dit lyk vir 'n gelowige wanneer ons regtig getrou rentmeesters is. Stewards is die Engelse woord van dit wat die Here ons mee vertrou. En ek weet nie of jy al regtig vir jouself hierdie vraag gevra het nie, dalk het jy al. Maar het jy al ooit gewonder hoe baie die Here jou vertrou? Het jy al gewonder hoe baie hy in jou glo en aan jou toevertrou en in jou hande sit? Die vertroue wat die Here in jou het. Het jy geweet dat sy geloof in jou is groter as jou geloof in hom? Amen. Eina, ietsie van albei. Het jy dit al agtergekom? Het jy al vir jouself gevra? Want gewoonlik is dit die geval wanneer ons gesels oor iets soos vertroue, dan gaan ons outomaties na dit wat ons die Here mee vertrou, né? Here, ek vertrou U met my finansies. Ek vertrou U met my toekoms. Ek vertrou U met my familie en my vriende. Ek vertrou U met my werk. Ek vertrou U met my studies. Ek vertrou U. Maar aan die ander kant van vertroue staan Jesus en hy kyk na jou en sê ek vertrou jou met goed. En die Bybel is baie duidelik hiermee is dat daar is goed wat oorhoofs aan ons almal toe vertrou is, waar die Here ons vertrou. Die eerste een natuurlik is hy vertrou ons met sy kerk, sy bruid. Hy kyk na ons wanneer hy ons vertrou met kerk. Met dit wat hier gebeur, hy vertrou ons met sy skepping, hy vertrou ons met roeping, hy vertrou ons met sy woord, hy vertrou ons met sy missie en sy koninkryk. Maar bo en behalwe al hierdie goed wat half generies voor verantwoordelikheid gevat word as die mensdom, is daar spesifieke, spesiale, unieke goed wat die Here jou mee vertrou. Wat hy net jou mee vertrou. Het jy al dit teëgekom? Enigiemand? Hallo? Beleef en ervaar jy dit, dat die Here na jou lewe kom kyk, en dat hy vir jou goed kom gee, en hy vertrou jou met sekere goed, op 'n baie spesiale, baie unieke manier. En in die volgende 3 weke gaan ons kyk na wat dit is wat die Here ons mee vertrou. Ons sê in die volgende 3 weke dat hy vertrou ons met natuurlik geld en besittings en hulpbronne, dat ons rentmeesters is. We are stewards of the things in this life. Maar ook saam met dit vertrou hy ons met die vermoëns en die gawes, die talente wat hy aan ons toevertrou het, nê. Ons het sekere vermoëns. Elkeen van ons het 'n gifting, 'n aanleg, 'n persoonlikheid, passies en ambisies, die meer binne in jou goed. En die Here kom vertrou jou met dit. Maar ook is daar waar hy ons vertrou met verhoudinge. Ek wil vanaand saam met jou kuier oor daai gedagte, is dat die Here het jou geskape met die intensie dat jy as 'n verhoudingswese verhoudings gaan rentmeester van wees. That you would steward your relationships. Nou wat verhouding behels natuurlik is, ons som dit nou op as vriendskappe, die huwelik of gesin, familie en selfs jou verhouding met vyande. Dis die verhoudings wat die Here aan ons toevertrou. Nou ons eerstens vanaand het nodig om een vraag te vra en dit is 'n redelike belangrike vraag voordat ons inspring by hoe 'n rentmeester se lewe lyk. What does stewardship look like? Moet ons eers hierdie vraag uitsquare vanaand. Ons moet 'n antwoord kry op hierdie vraag is: hoekom vertrou die Here my met goed? Het jy al ooit vir jouself hierdie vraag gevra? Here, hoekom kyk jy na my lewe en vertrou my met sekere goed? Wat het ek gedoen? Want die waarheid is, baie van ons, baie gereeld, kan erken dat ons voel ons misluk in baie van hierdie goed. Daar is sekere goed wat die Here aan my toe vertrou het en vir my gegee het, en ek kom op 'n punt waar ek besef, of ek is besig om dit te neglect, ek is besig om dit min te maak en nie raak te sien en te erken nie, of ek is besig om dit dalk op te voeder.
En is 'n goeie ding vir 'n gelowige om hierdie vraag te vra, is hoekom sal die Here my vertrou met sekere goed? Na alles wat ek al verkeerd gedoen het, na hoeveel keer se gemors en opslip, na hoeveel keer se teleurstelling, na hoeveel keer se aanjaag, hoekom sal die Here my vertrou? Is dit net ek wat sulke vrae vra? Is dit 'n baie diep vraag? Nee, okay, fantasties. Michelle sê nee, wat? Sy het hom uitgeskweer. Die waarheid is, vriende, dat alles wat ons in die volgende 3 weke oor gaan gesels, van die geld en die goed en besittings, tot ons vermoëns en ons roeping en ons talente en gawes en tot ons verhoudinge, is al hierdie goed nie 'n menslike begeerte nie. Jy weet, ons dink dalk baie keer, dit is 'n menslike begeerte om hierdie goed te wil hê, om die dinge in hierdie lewe te hê, om goed en geld en hulpbronne te wil hê. Ons dink dit is 'n menslike begeerte. Ons dink dat ons, as ons wil talente en passies en ambisies in hierdie lewe wil hê, is dit 'n mens se begeerte om dit te hê. Selfs met verhoudinge, is 'n mens se begeerte, maar dit is nie. Dit is nie. Dit is 'n godsbegeerte wat in jou hart ingebore is. Daar's geen ander skepsel in die skepping wat deel wat die begeertes in jou hart is nie, behalwe die mens. Het jy al daaroor gewonder? Sien, daar's iets hierin ingesluit en dit is die kernwaarheid, dat God kom gee nie net vir ons 'n begeerte om hierdie goed te wil hê nie, hy kom gee ons 'n bevel en sê kom bestuur hierdie goed. Kom bestuur hierdie goed wat hy vir jou wil hê, is daar vir 'n rede. Hy het 'n plan met daai goed. Nie net gee hy jou die verlange vir dit nie, hy gee ook vir jou die verantwoordelikheid om daai goed reg te bestuur. Ek het eendag iemand hoor sê, wat sê, enige begeerte wat jy teekom in die lewe, is 'n goddelike begeerte. Maar wanneer jy daai begeerte vervul, buite God se wil, is dit sonde. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek het 'n begeerte om 'n betekenisvolle en suksesvolle lewe te hê. Dis 'n goddelike begeerte. Maar as ek daai begeerte gaan vervul buite God se wil en plan en ek gaan lieg en bedrieg en steel en oor mense ploeter om by daai begeerte uit te kom, is dit sonde. Enige iets wat 'n begeerte agter dit het, is goddelik. Ek het 'n begeerte vir intimiteit en liefde en aanvaarding. Wanneer ek dit buite God se wil probeer regkry, raak dit sonde. Verstaan julle wat ek sê? Maak dit sin? Dis dieselfde met hoe ons kyk na hierdie goed. Die Here het na ons toe gedraai en hy het 'n besluit gemaak om vir jou en aan jou toe te vertrou. Want hy het dit gekies. Hy het gekies om ons te kom vertrou. En hier sit ek vanaand vir jou wil wys, en ons gaan nie deur elkeen van hierdie skrifte gaan nie. Maar as jy graag wil, is jy welkom om nota daarvan te maak. Is die eerste rede hoekom hy kies om ons te vertrou. Hoekom hy ons as rentmeesters roep, is 1, hy sien ons in sy beeld en sy gelykenis. Dis 'n kernpunt hierdie, ons moet verstaan dat God wat alles het en alles kan doen. Omnipresent, omnipowerful. Dat hy met ons deel wie hy is en wat hy het. Hy deel dit met ons want hy sien ons in sy beeld. Hy sien ons nie as net plebs wat moet deursuffer ergens op 'n stofbal en ergens 'n paar vakansies hê, ergens 'n paar Kersfeeste hê, ergens dalk val in 'n pleisterplak en na 80 jaar as jy gelukkig is, dan kap jy om en word stof. En dis nou maar net dit nie. Hy het ons en hom in 'n intieme verhouding gesien. Hy kyk na jou en hy sê, als wie ek is en als wat ek het, deel ek met jou. Dit is interessant, ons doen dieselfde met ons seentjie Luka. Baie mense het al dit gesien as hulle by ons kom kuier. Maar ons sê vir hom dat die goed in die huis en alles wat ons het, is syne. Kyk, hy lewe sy beste lewe, nee, want hy glo hy het 'n Fortuner, hy glo hy het visstokke, hy glo die TV is syne. En ons leer dit vir hom van die begin af, jy is nie net 'n aanvoegsel tot hierdie prentjie nie. Alles wat ons hier het, is joune.
Wie van julle het nou sulke flashbacks van Lion King? Everything the light touches. Everything the light touches. Is joune. Sien, is daai prentjie, God vertrou aan ons toe, want hy sien ons in sy beeld en gelykenis. Saam met dit sien hy ons as medewerkers. We are partners in this. Hy sien ons nie net as slawe dat hy ons gebruik om maar net sy goed te doen en uit te voer nie. En hy speel skaak met jou lewe. Dit is nie hoe God jou sien nie. Hy sien jou as deel van dit wat hy doen. En hy nooi ons in 'n vriendskapverhouding, hy nooi ons in 'n medewerkerverhouding om saam met hom in hierdie lewe te leef. Die laaste ding wat ek ook vir jou wil wys, hoekom hy besluit om ons te vertrou met goed, is hy het 'n plan met dit. Hy het 'n doel en 'n plan. Dit is interessant, Efesiërs 2 vers 10 sê dat ons is gemaak met 'n doel en 'n roeping vir goeie werke. Dat alles wat die Here aan jou toevertrou, of dit nou geld en besittings is, of dit hulpbronne is, of dit 'n netwerk is, of dit invloed is, of dit jou verhoudings en vriendskappe of ambisie of passies is, als in jou wêreld wat aan jou toevertrou is aan jou toevertrou met 'n rede, 'n doel vir goeie werke. Sien, God gee nie net vir jou want jy het dit nodig nie. Hy gee vir jou want hy wil iets deur jou doen. Nou ons gaan vanaand stil staan by sekerlik een van die mees bekende vergelykings in Engels parables wat Jesus vir sy disippels geleer het. En ek wil jou uitnooi saam met my, blaai na Matteus 25 toe, want ons gaan hierby stil staan. En ons gaan saam lees somme vanaf vers 14. En ons gaan nou deur 'n paar verse gaan ons na toe terugkom en deurwerk. So jy is welkom, haal jou Bybel uit of haal jou foon uit en lees saam met ons. Maar Jesus begin hierso in vers 14. Hy sê, "For it is just like a man about to go on a journey. He called his own servants and he entrusted his possessions to them. To the one he gave 5 talents, and to another he gave 2, and to another he gave 1, depending on each one's ability. And then he went on a journey immediately." Ek wil net stil staan by net 'n paar woorde binne in hierdie skrif. En dit vra een kernvraag vir ons, dat ons elkeen vanaand hierdie vraag moet beantwoord. Is jy regtig oortuig dat alles aan hom behoort? Want gelowiges is baie goed daarmee, ons is baie goed daarmee, om na die Here toe te gaan met die gemors in ons lewens. Here, hier's 'n krisis, U moet nou hierdie ding fix. Hier's nou 'n ramp, Here, U moet inspring. Of ek het nou iets nodig, Here, U moet iets hier kom doen. En ons werk met die Here soos wat ons met 'n kontrakteur sou werk. Ons kontrakteer hom net in om te kom adviseer, te konsulteer en uit te sorteer. En wanneer alles weer sap is, en sê ons dankie, ons is nou reg vir die volgende paar weke. Kan dalk selfs bekostig om 'n paar dienste te mis by die kerk. Ek dink al's 'n sap vir nou. Maar sodra 'n bom weer bars, hardloop ons weer, Here, kom fix. En ons vat net die badkamer en die kombuis van ons lewens na die Here toe. Kom maak net skoon. Kom maak net netjies. Is jy regtig oortuig dat alles aan hom behoort? Nie net die goed wat verkeerd gaan nie net wanneer jy vra vir hulp nie net wanneer jy iets nodig het nie, maar dat alles in jou lewe aan hom behoort. Jy sien, Jesus het hierdie nogals gereeld gedoen, waar hy, wanneer hy 'n vergelyking deel met sy disippels of met die fariseërs of die skare, dan het hy goed oordryf. Hy het goed opgeblaas en groot gemaak. Hier's vir jou 'n voorbeeld. As jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, kan jy wat doen? Kan jy 'n berg verskuif, né? Nou dis nie letterlik nie. Natuurlik, ek is seker die Here kan dit doen. Ek meen hy het al deur 'n donkie gepraat en die water en wyn was nogals impressive. Ek is seker hy kan dit doen. Maar wat hy daar vir ons gesê het is hy wil nie hê ons almal moet nou hier bymekaar kom en almal se geloof opweeg en kyk wie die kleinste bytjie van net 'n mosterdsaadjie en dan kyk nou of ons 'n berg kan skuif nie. Weet Montana is nog altyd 'n slep om na toe te ry. As ons daai berg kan wegvat, nee, Jesus, dan kan ons baie daaroor sit.
Dis nie wat hy probeer doen nie daar nie. Hy oordryf die goed. Hy vergroot hierdie goed vir een enkele rede. Hy kom hak ernstige implikasies aan dit wat hy sê. Want die punt is, as jy die geloof gehad het van 'n mosterdsaadjie, in kwantiteit is dit min, maar in werke is dit baie. Dit was die beginsel. Die beginsel was nie die letterlike nie, dit was die ernstige implikasies. Verstaan jy hoe kragtig is geloof? Nou Jesus doen dieselfde ding in hierdie vergelyking. Die eerste ding wat hy doen is hy sê dat hierdie eienaar, die meester aan sy diensknegte, sy servants, he gave them his possessions. Alles wat ons in hierdie lewe het, is God se. En ons bestuur dit net. Ons is net rentmeesters van dit. Spesifiek as ons kyk na ons verhoudings ook. En hier is waar ek vanaand saam met jou wil kyk na dit wat die Here ook hier kom doen, wat Jesus ook iets kom opblaas. En hy kom maak dit groot. En baie mense mis dit en hulle sien nie noodwendig raak wat dit is nie. Ek wil vanaand vir jou wys. Besef jy die waarde van verhoudings? Wat Jesus hier gedoen het is hy kom sê die meester kom vertrou toe aan hierdie 3 diensknegte. 5 talente, 2 talente en 1 talent. En dis nie die talente wat ons aan dink soos om mooi te sing en mooi kunswerke te teken nie. Dis nie daai tipe talente nie. Talente was 'n maatstaf gewees vir hulpbronne om die waarde van iets te meet. 'n Talent in hierdie geval was 6000 denarii. 1 denarii was 'n dag se loon. Okay, dit is wat jy gekry het as jy 'n hele dag gewerk het, het jy 'n denarii gekry. Okay. 1 talent is 6000 van hulle. Is 20 jaar se salaris. Net dat ons weet. Wat hierdie eienaar, as ons dit nou vandag moes terugsit in randwaarde, en ons werk nou hier met 2000 jaar se inflasie en ons werk nou hier met rente en al die goed. Maar ongeveer vir die eerste dienskneg gee Jesus, of sê Jesus gee die eienaar 12 miljoen rand. Dis 'n redelike ernstige bedrag. Vir die eerste dienskneg 12 miljoen rand. Vir die tweede dienskneg gee hy 4.8 miljoen en vir die laaste een gee hy 2.4 miljoen rand. Maar die rede hoekom Jesus hierdie doen, hoekom hy hierdie so aspres vir sy disippels kom weergee, is want dit klink amper absurd dat 'n meester daai totaal van geld vir sy slawe sou gee en sê, hou dit veilig. Doen niets met dit. Dit klink amper absurd. Wat gaan jy doen as iemand nou vir jou 12 miljoen rand cash gee? En dan sê, hoor jy, ek gaan net vir so rukkie disappear. Maar hou net vas aan dit. Marnus gaan 'n goeie tyd hê, maar die res van ons gaan stres. Jesus blaas hierdie goed op, sodat die ouens wat daar staan sê, die waarde van dit wat aan hierdie ouens toevertrou het, was nie sommer net min nie. Dit was nie net toevallig nie, dit was nie net sommer min gemaak en plat gevee en sommer net so whatever vir hulle gegee, soos wat die kinderbybel jou leer, daar was 1 muntstukkie wat die ou begrawe het in die gaatjie. Nee. Selfs die ou wat die minste gekry het, het 2.4 miljoen rand gekry. Besef jy die waarde van dit wat God aan jou toe vertrou, veral in verhoudings? Jy weet, baie van ons gaan hierdie lewe en ons vat verhoudings, soos wat die Engels sê, for granted. Is maar net 'n vriend, is maar net 'n vriendin. Ja, is my ma, my pa, of my stiefma, my stiefpa. Ja, boeties en sissies. Ja, jy weet, moeilike mense by die werk en ek sal nie sê hulle is my vyand nie, maar ek sal ook nie sê hulle is my vriend nie, maar al wat ek weet is ek kry swaaibrand as ek hulle sien. En ons maak dit so min en amper normaal dat dit is maar tweede natuur. Die mens is maar net 'n verhoudingswese. En ons lewe maar net met verhoudings. En jy weet, 'n verhouding is maklik wanneer hy beëindig en ons kan maklik weer in begin. Ons kan maklik weer nog maatjies maak. Nee, ons kan maklik opbreek en net 'n nuwe verhouding aanknoop. Ons kan maklik skei en net weer trou. En die wêreld maak verhoudings so goedkoop en disposable. Verstaan jy die waarde van verhoudings wat God aan jou toe vertrou?
besef jy dat alles wat God doen, gebeur in verhouding. Daar is niks wat God doen, wat nie in 'n verhoudingsraamwerk gebeur nie. Daar's niks belangriker vir God as verhoudings nie. Die hele narratief van die Bybel, hoe God ons geskaap het in sy beeld en gelykenis vir verhouding met hom en hoe ons gaan voeter dit op. En hy moet inkom en hy moet die prys kom betaal. Hy moet ons kom regverdig, hy moet doodgaan, hy moet uit die dood uit opstaan sodat wat? Ons weer verhouding kan hê met hom. Verhouding is vir God alles. Daar's niks belangriker vir hom as dit nie. Dan vra ons, wat moet vir ons die belangrikste wees? As dit wat God se hart gearresteer het, vir hom so belangrik was, moet dit nie ook vir ons wees nie? Amen. Dit is interessant, Jesus word genader deur 'n fariseer en vra vir hom, wat is die belangrikste gebod? Wat is die belangrikste ding in hierdie lewe? En Jesus kom stel ons verhouding met mense gelykstaande aan ons verhouding met God. In ander woorde, your relationships with others are equally as important as your relationship with God. En hy haal eintlik aan skrifgedeelte uit die Ou Testament aan wat sê, hê die Here jou Vader lief met jou volle krag, jou hart en verstand en jou naaste soos jouself. In Matteus 25 sê Jesus, alles wat jy aan die minste van die mense gedoen het, het jy aan my gedoen. Het jy vir my gedoen. In Lukas 6 sê hy, behandel ander soos wat jy wil hê God jou moet behandel. Met ander woorde, as jy wil hê God moet jou vergewe, vergewe ander mense. As jy wil hê God moet vir jou genade wys, wys genade vir ander mense. En dis radikale statements. Ek meen hierdie goeters het ernstige implikasies en hy doen dit vir een enkele rede. Hy kom wys vir ons die waarde van verhoudings in sy oë. Dat daar niks belangriker vir hom is as goddelike verhoudings nie. Nou hier is 'n interessante ding, ek wil hierdie vir jou wys. Dis opvallend hoeveel mense dink ons kan verhoudings uit ons eie kapasiteit uit doen. En dat, soos wat ons gesê het, dit behoort nie eintlik aan ons nie. Dit is eintlik syne. Ek is net 'n rentmeester van dit. Dit is interessant as jy eienaarskap neem oor iets en jy maak iets joune, dan lê die onus op jou. Met ander woorde, jy word verantwoordelik gehou vir alles wat daai ding behels. Ons bly baie lekker in Pirivirie Park aan Pierre van Heidenveld en ons huur 'n baie lekker huisie en ons bly verskriklik lekker. Maar elke keer as daar ietsie fout gaan in die huis of 'n geyser bars of 'n plafon val uit die dak uit of jy weet wat ook al daar gebeur, dan skiet ek 'n WhatsApp na die eienaar toe en sê net vir hom, "Hoor, hierdie het gebeur. Dis jou huis." En dan sê hy, "Trek dit van die huur af. Maak dit reg, hy moet dit betaal." En ek slaap baie lekker in die aande dat ek weet ek is nie verantwoordelik vir daai huis nie. Maar wanneer ek as 'n huurder daar intrek en ek neem alles op my. Ek is nie die eienaar van daai huis nie, maar ek doen alles in daai plek. Ek betaal links en regs, ek maak net reg, dit is onnodig. Jy lewe met onnodige spanning. Baie van ons hier sukkel in ons verhoudings want ons dink nog dit behoort aan ons. Ons dink nog dit is ons wat hierdie ding moet maak werk. En jy sal dit hoor, mense sê dis my vriende. Dis my huwelik. Dis nie joune nie. Imagine die mind shift wanneer dit is dis syne, ek bestuur dit net. Dis syne, hy gebruik my net. Daar's niks belangriker vir God as verhoudings nie. Ek wil hê ons moet aanbeweeg. Kyk saam met my Matteus 25 vers 16 tot 18, ons lees verder. Dit sê die volgende, het sê, "The man who had received 5 talents went and he put them to work and he earned 5 more. In the same way the man with 2 earned 2 more. But the man who had received 1 went off and he dug a hole in the ground and he hid his master's money." Dit is interessant net die reaksie van hierdie 3 diensknegte en hoekom Jesus dit so vertel. Onthou, hier het nie regtig gebeur nie, dis 'n vergelyking. Ons moet mekaar nogals herinner, want ons raak nogals emotionally invested in 'n storie, nee. Ons sit soos, maar ek het vir daai ou geroet.
Jy weet of shame ons kry hom so jammer, die arme een met sy ou 2.4 miljoen rand wat vir hom gegee is. Toe gaan grou uit die gat. Dit het nie regtig gebeur nie. Verstaan jy dit? Besef jy dit? Hierdie is nie 'n actual story nie. Jesus het 'n illustrasie gebruik. Hy deel met ons hierdie twee reaksies, hierdie teenpole van reaksies. Die ene is die aanvaar, dis my meestersin en ek doen iets met dit wat hy dit voor gepurpose het. Die ander ene doen iets wat ek dink 'n vraag van ons almal verwag. En die vraag is, het jy al jou eie hart getoets? Baie van ons lees die storie en dink, daai dienskneg, wat het hy nou regtig verkeerd gedoen? Come on. Hy het 'n gat gegrou en toe gaan bære hy die geld in 'n gat en toe wag hy vir die eienaar om terug te kom. Is dit regtig so erg? Is dit regtig so bad? Dis iets wat jy dalk nie weet nie. Is selfs 2000 jaar terug was daar 'n bank. En iets wat sou gebeur het is as jy geld by die bankier moes gaan ingee en jy is 'n dienskneg, 'n slaaf, die eerste ding wat hulle vir jou gaan vra is wie se geld is hierdie? Waar kry jy 20 jaar se salaris? Waar kry jy 2.4 miljoen rand? Waar kry jy die geld? En dan sou hy moes verklaar, dis die eienaar se. Want hier's wat hy eintlik gedoen het, is hy wou die geld gaan wegsteek waar net hy weet waar dit is. Sodat as iets moes gebeur met hierdie eienaar en baie goed gebeur met baie mense op die lang pad, nê? Jy weet nooit wat met iemand mag gebeur nie. Baie mense raak weg. Dan het hy al daai geld vir homself. Maar as hy dit vir die bank gegee het en iets met daai moes gebeur, dan sal daai geld net so teruggegaan het na sy familie toe. En hy sou niks van dit gekry het nie. En Jesus bevestig dit bietjie verder. Julle kan dit gaan lees, maar die eienaar in hierdie vergelyking spreek hierdie dienskneg aan en sê vir hom, jy kon daai geld in die bank gesit, maar jy het nie. Jy het dit gaan wegsteek, want jy het nog probeer hierdie ding gebruik vir jou eie genot, jou eie plesier, jou eie goed. En dis 'n vraag waar ons almal ons harte moet toets oor hoe ons kyk na verhoudings. Want as ons nog vashou aan hierdie ding, doen ons dieselfde 3 goed wat hierdie dienskneg gedoen het. Eerstens, ons steel eienaarskap. Ons neem die eienaarskap oor wat nie ons is nie, ons is rentmeesters. We are stewards, not owners. Dis nie my ding hierdie nie. Dit behoort aan die Here. Maar saam met dit het hy ook sy taak gemis. Die Bybel is nie duidelik oor dit nie, maar ek neem aan, dit was nie die eerste keer in as ons nou dink aan die vergelyking, die storie, waar so 'n meester sulke ongelooflike bedrag geld vir die eerste keer net weggee en uitdeel nie. Ek neem aan, daai verhouding wat Jesus verteenwoordig, dat hierdie waardevolle goed toevertrou word aan hierdie diensknegte, is daar 'n briefing ergens gegee, wat om met hierdie goed te doen. Want die eerste 2 doen iets, hulle verdubbel daai. Hulle vat die waarde van dit wat vir hulle gegee is en hulle doen iets met dit. Die ander een probeer dit wegsteek en vir homself hou. En hy mis die taak. Hy mis die taak, die Here wil iets kom doen in jou verhoudings. Maar hy dink dit is syne. Hy dink is daar vir sy plesier, sy genot. En die laaste ding wat hy doen, is hy verloor uiteindelik dit wat vir hom gegee is. Die Here sê, die meester het dit van hom af weggevat en dit vir die een gegee wat meer gehad het. En ons jou vraag dalk jy sê, maar gaan die Here my verhoudings wegvat? Gaan hy my vriende van my af wegvat? Gaan hy my huwelik van my af wegvat? Gaan hy hopelik my vyande van my af wegvat? Ek spot maar net, maar gaan hy van my af wegvat? En dan is die antwoord nee. Nee, hy gaan nie. Jy gaan. Jy gaan dit wegvat. Want hier is hoe dit werk. Wanneer ons iets gebruik buite sy skepingsdoel, sal ons dit altyd verniel. Dis die absolute waarheid. Wanneer ons iets gebruik buite sy skepingsdoel, gaan jy dit altyd verniel. Jy kry vir jouself 'n baie nice Porsche 911 vintage. Dit is gemaak vir die teerpad. En jy gaan pak 'n 4x4 trek aan met daai ding. En jy voeter hom op. Hy's nie gebou vir dit nie. Hy's nie gemaak vir dit nie. Dan sê jy, ja, maar jy kan 'n R100 vat en dan vrommel jy hom op. Wat is sy waarde? Dis nog steeds so R100, nee. Dan vat daai R100 en gaan maak 'n kampvuur met hom. Wat is sy waarde nou? Niks. Dis as. So die belofte wat Jesus hier aan ons maak, is as jy gaan aanhou om
eienaarskap te vat oor verhoudings wat eintlik syne is. As jy gaan aanhou om hierdie goed te draai en te manipuleer vir jou genot en guns, gaan jy dit verloor. Want jy gaan die waarde van hierdie goed so min maak. Want dit is nie wat hy vir jou beplan het nie. Dis ons kyk na rentmeesterskap en verhoudings. En ek wil vanaand hierdie vir jou wys. En hierdie is regtig vir my, dis 'n belangrike ding wat ons nie kan mis nie. Daar's niks belangriker vir God as verhoudings nie. Niks nie. Lees die volgende woorde. Stewardship in relationships is very close to God's heart. Because He Himself is the perfect steward of all relationships. Dat hoe ek met my vriende te werke gaan, is 'n refleksie van hoe God my hanteer het as 'n vriend. Dieselfde vriendskapverhouding wat ek en Jesus beleef, word weerspieël in my verhouding met my vriende. En ons almal, jy weet, kan half ons kop skud en sê, ja, dit maak sin, ja. En selfs vir huwelike en, jy weet, romantiese verhoudings, is hoe God sy bruid liefgehad het, en haar rein maak, en haar heilig maak, en ons skud ons koppe en sê, ja, dit maak sin. Maar wat van as dit kom by vyande? En selfs mense wat jou onreg aandoen, mense wat jou offend, mense wat jou seermaak, mense wat uit hulle pad uit gaan, wat 'n mes in het vir jou, hoe hanteer ons hulle? En ek vat alles in die verhoudingsspektrum, en ek bring dit na hierdie een enkele ding toe. Hoe het God my hanteer? Toe ek sy vyand was. Toe ek nog 'n sondaar was, toe ek nog nie net misluk het en aangejaag het nie, maar dit teenoor hom gedoen het. Hoe het hy my hanteer? Sien, is baie interessant as ons kyk na 'n gelowige se verhoudings en die manier hoe hy te werke gaan met die mense rondom hom, dan sien jy iets van sy oortuiging oor hoe God met hom gewerk het. Hoor gou die volgende woorde. As jy nie verstaan hoe God jou al vergewe het nie, gaan jy nie iemand anders te kan vergewe nie. As jy nog nie beleef het hoe God jou onvoorwaardelik liefgehad het nie, gaan jy nie iemand onvoorwaardelik kan lief hê nie. As jy nog nie verstaan hoe God jou geroep het tot nuwe lewe en doel in jou ingeblaas het en roeping aan jou lewe gegee het nie, gaan jy dit nie kan uitleef nie. It'll be evident in your relationships. Dan is 'n refleksie. Ek wil afsluit met 'n laaste skrifgedeelte en dit is ons gaan net so 'n bietjie hier verby skiep. Enetjie terug. Ek wil afsluit met hierdie een skrif. En dit is die woorde wat die meester vir die ander 2 diensknegte gesê het. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful over few things, faithful in the little, and I will put you in charge of many things. So share in your master's joy." Wanneer ons kyk na ons verhoudings, is hierdie my hartsbegeerte vanaand vir jou, is dat jy eerstens op 'n plek gaan kom waar jy gaan sê, Here, ek is nie die eienaar van hierdie nie. Here, U is. U is die eienaar, ek is nie die rentmeester. Ek is net geroep om dit te bedien. Alles in my lewe staan aan diens vir dit wat U sin is. It's not mine, it's yours. Maar saam met dit, hoop ek dat jy saam met my sien, dat ons vertrou die Here vir deurbraak, ons bid, Here, ons soek hierdie geleenthede, ons soek hierdie tipe verhouding, ek soek daai tipe man, daai tipe vrou, daai tipe huwelik, ek soek daai tipe werk, ek soek daai tipe vriende. Ons vertrou die Here met baie. Maar dieselfde draai na ons toe en sê, as ek jou kan vertrou oor min, sal ek dit vermeerder. Dis 'n Bybelse beginsel. Jou volgende deurbraak word dalk teruggehou, omdat jy nie 'n goeie rentmeester is nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Your next breakthrough might be kept back, held back, because of bad stewardship. Ek gaan jou uitnooi vanaand, kom bring vanaand jou verhoudings na die Here toe. Dis nie jou verhoudings nie, syne.
Maar die verhoudings wat aan jou toe vertrou is, bring dit vanaand aan die Here toe. Sê Here, hierdie is my vriende, hierdie is my familie, my gesin. Hierdie is selfs die mense wat ek voel my te nagekom het. En Here, ek erken, ek het U leiding nodig. Want hierdie goed is U sin. Kom lei my in hoe ek met hierdie moet werk. Stalk van julle wat vanaand ook hier sit, wat sê, ek voel ek het nou al soveel droog gemaak, ek het nou al soveel aangejaag, ek voel amper nou al soos daai laaste dienskneg, wat nou al hoeveel keer op 'n streep net slegte besluite gemaak het, en ek wag net vir die pak sla, ek wag net dat die Here my gaan kom uitsort, en vir my ook gaan kom sê ek is 'n slegte rentmeester. Maar daar's genade. Vriende, verstaan jy dat dit wat Jesus hier kom doen het in hierdie vergelyking was nie om jou foute uit te wys nie. Dit was nie om jou te kom pak slaag gee nie. Dit was om vir jou te kom wys wat sy hartsbegeerte vir jou is. En ons word vanaand geroep na 'n plek toe waar ons die tweede gedeelte van hierdie storie kan leef. Waar ons sê, Here, ons wil goeie rentmeesters wees. En so ons kan slegte besluite, slegte foute, opmors en mislukking, kan ons vanaand 'n streep oortrek en sê, dis klaar en verby. Want daar's genade, daar's vergifnis. Daar's tweede kanse. Maar die vraag is ek regtig op soek na dit wat die Here vir my begeer? As jy op 'n punt en 'n plek in jou lewe waar jy regtig dit kan herken, sê Here, ek gaan nie my lewe meer leef waar ek probeer van U af wegsteel nie. It's not mine, it's yours. So kom ons staan saam, ons gaan in 'n tyd van aanbidding ingaan. En dan worship ons saam.